Vandag praat ons oor multifokale. Dis een van my onderwerpe wat ek van hou om oor te praat, en ons praat nou vandag oor wie behoort multifokale te dra en wie nie. En watter pasiënte is die ideale pasiënte vir 'n multifokale bril en watter pasiënte nie. En watter aktiwiteite miskien gaan goed met jou multifokale brille en wat jy gemaklik aan kan gewoond raak en watter aktiwiteite nie. So kom ons kyk nou eers na multifokale. Multifokale brille is daai brille wat soos 'n normale lens lyk. Daar's geen lyn in nie. Dis nie soos die ou bifokale wat hierdie groot vet lyn ingehaat het nie. En vra net vir jou oomblik jouself af, jy het 'n lyn van distorsie gehad op jou bifokaal. Waarheen is die lyn van distorsie op jou multifokaal of jou progressiewe lens? So nou dit antwoord. So, wie is die ideale pasiënt vir 'n multifokaal? Nou, 'n multifokaal is 'n lens wat ons gewoonlik vir pasiënte gee wat oor 45 is. En al het jy perfekte oë gehad toe jy jonger was, gewoonlik hier teen 45, dan word jy wat ons noem presbiopies. Jy kan nog steeds ver sien, maar jy kan nie meer lekker naby sien nie. En dan partykeer dan, dis soos wat sê mense, jou arms word te kort, of jy loop al by kliks in en jy gaan kry vir jou 'n leesbril en later is daar 20 van die goed oral in die rond. So multifokale eerstens is 'n praktiese oplossing vir 'n pasiënt. Jy kan opkyk, jy kan afkyk. Ek sê vir my pasiënte, dit bring jou visie terug. Ons probeer dit terugbring, soos wat dit was toe jy 20 jaar oud was. Dat jy kan opkyk en duidelik sien en afkyk en duidelik sien. Maar daar is sekere riglyne. So, wie is die ideale pasiënt? Wie is die persoon wat die maklikste gaan aanpas, die goed die lekkerste gebruik? Ouens met 2 oë. Dit klink so half obvious, ouens met 2 oë, mense met 2 oë, wat sit of staan. As jy met jou multifokaal al probeer lê het, dan gaan jy agterkom, jy gaan nie met hom kan lekker lees nie. So hulle neem aan dat jy 2 oë het wat presies reg werk. So as jy opkyk en kyk jy parallel, en as jy afkyk, dan kom jou 2 oë saam, jy konvergeer en hulle kyk presies op die regte plek daar waar jy wil lees of na jou selfoon kyk. So multifokale lense, as jy opkyk, dan is dit so, daar's 'n kanaal waar jy kan duidelik sien daarso en is mooi duidelik af ver, maar as jy naby kyk, dan is daar 'n kanaal of 'n korridor waar hulle aanneem dat jy die ding op 'n sekere afstand hou en op 'n sekere hoek. Neem aan jy het 2 oë, dat die 2 oë perfek naby kyk as 'n spannetjie. Daar's nie enige binokulêre visieprobleme nie. So die 2 oë is nie bietjie skeel nie. Hulle werk presies mooi saam dat as jy opkyk, dan volg hulle die kanaal wat hulle vir jou maak. Jy moet die meerderheid van die tyd 95% van die tyd moet jy kan sit of staan, want dit is hoe die ding werk. Jy moet sit of staan, as jy lê, dan verander jy die hoeke as sulks. En jy moet geen of bitter min binokulêre visieprobleme hê, of die oogkundige moet seker gemaak het dat jy die 2 oë saamwerk as 'n spannetjie. Dis krities, die 2 oë moet saamwerk as 'n span. Pas op vir te veel nabykyk. So onthou weer eens, multifokale, wat die idee was, is om die lyn weg te gevat het 30 jaar gelede. Jy moet kan opkyk en afkyk, jy moet 'n mooi balans hê tussen verkyk en naby, tussen binne en buitekant. As jy 8 ure 'n dag se rekenaarwerk gaan doen, dan gaan jy ook vind dat jy dalk miskien gaan sukkel met multifokale. En ons ideale pasiënt is baie keer dan iemand wat begin hierso op 45 of 50 met sy eerste multifokaal. Hy's miskien effens bysiende. Hy het al 'n paar jaar 'n bril gedra al. En veral as jy bysiende is, dan het jy nou al geleer om distorsie te aanvaar in jou lewe. Want as jy ver kyk en jy kan nie perfek sien nie, dan raak dit so half normaal vir jou. So as ons vir jou 'n multifokaal gee en jy's 'n bietjie bysiende, dan vind ons die pasiënte pas makliker aan. As jy 'n rustige persoon is en jy het nie 'n werk waar daar 'n baie hoë visuele vereiste is nie, weer eens dan pas jy makliker aan, jy gebruik jou multifokaal lekkerder en dit is net 'n gemaklike ding want jy kan hom opsit, jy kan ver kyk en naby kyk en alles werk net lekker. En veral as jy dit soos jy reg doen van die begin af. Nou,
Wie is die pasiënte wat so half bietjie moet versigtig wees met multifokale en dalk miskien selfs nie multifokale eers dra nie. Alhoewel, soos ek onlangs vir iemand gesê het, ons het amper nie 'n opsie deesdae nie. Multifokale brille, ons sal miskien die voorskrif verander of so, maar dit is nou, ek sê dit is die lesser of the evils. Bifokale goed, jy kan partykeer ons moet image jump, as jy met 'n bifokaal kyk op die lyn, dan spring jy goed rond, en as jy ouer word, dan het jy 'n groter gevaar om te val. So, ons hou van multifokale, maar ons is baie versigtig hoe ons dit doen, en vir watter tipe pasiënte ons dit gee, en watse tipe voorskrifte ons doen. So, wie is ons pasiënte wat ons nou so half meer versigtig is? Eerstens, iemand met een oog. As jy net een oog het, dan kyk jy nie meer so nie. As jy een oog het, dan kyk jy nie meer op daai normale korridor, daai normale kanaal waar jy die multifokaal verskaffer, die multifokaal vervaardiger neem aan dat jy gaan kyk nie. So 'n ou met een oog gaan byvoorbeeld nooit, as jy jou linkeroog kan sien, jy gaan nie jou selfoon hou in jou regterhand nie, want as jy so kyk, dan gaan jy jou neus sien. So 'n persoon met een oog kyk hy verander baie vinnig. Hy in plaas van om so te kyk, kyk hy nou op en hy kyk meer af direk so dat hy nie meer sy neus sien nie. So die oomblik as jy 'n persoon met een oog het, dan moet jy amper so half in ag neem dat die ou gaan nie heeltemal in daai normale kanaal, hy gaan nie, sy oog gaan nie in daai kanaal in beweeg nie. Hy gaan so half hier in die onderkant gaan hy uitbeweeg, want die kanaal loop so, maar nou loop die oog so as hy afkyk. So wees baie versigtig om 'n groot verskil te gee vir 'n pasiënt wat tussen verkyk en nabykyk is, want hoe groter die verskil tussen die verkyk en die nabykyk voorskrif, die addition, die verskil, hoe groter word die distorsie onder, en dan baie keer dan begin die ouens so half sukkel, of hy moet sy kop begin draai, net om in daai area te kom wat duidelik is. So 'n pasiënt met een oog, wees baie versigtig. Die volgende pasiënte is natuurlik enige pasiënte wat sukkel met 'n binokulêre visieprobleem. As daai twee oë nie saamwerk presies nie, dan is dit dieselfde probleem as sulks. Want hulle neem aan dat die twee oë presies saamwerk en dat jy kan konvergeer. As jy nie ordentlik kan konvergeer nie, dan gaan jy ook 'n probleem ondervind, want baie keer wat gebeur is jy oë raak moeg, en dan begin die een oog dryf, en dan skakel die brein die een oog af. Jy kom dit nie eers agter nie, maar dit gaan ook veroorsaak dat jy sukkel met jou multifokale bril. So, ons maak altyd seker dat ons pasiënte kan mooi konvergeer, en seker maak dat die twee oë op die regte plek punt. Natuurlik die pasiënte wat die meeste sukkel, is ouens wat hulle hele lewe lekker ver gesien het. Nooit 'n bril nodig gehad het nie, miskien effens versiende is, en eers hier op 45 of 50, miskien daar by die eerste keer daar by Clicks inkom vir 'n leesbril. Daai pasiënte is altyd die ouens wat die meeste sukkel met 'n nuwe multifokaal, want multifokaal het distorsie in die lens. Daai pasiënte is nie gewoond in distorsie in sy lewe of in sy visuele veld nie. Hy ken nie distorsie nie. Hy weet nie wat distorsie is nie. Nou skielik, nou gee jy vir hom 'n ding met distorsie in. Daai pasiënte sukkel gewoonlik. Natuurlik, as jy gestres is, jy gaan deur 'n moeilike periode, as jy 8 ure 'n dag op 'n rekenaarwerk doen, dan gaan jy ook sukkel om gewoond te raak in jou nuwe multifokaal. Want daai multifokale partykeer is nie die ideaal om te gaan van geen bril dra nie, na byvoorbeeld nou soos in 8 ure 'n multifokaal vir nabykyk nie. En die groot verskil is ook natuurlik, as jy jou nuwe multifokaal kry, maak seker jy doen ons oefening, hoe om gewoond te raak in 'n multifokaal. Jy moet jou kop stil hou en jy moet opkyk met jou oë, en as jy afkyk, hou jou kop stil en kyk af. So leer om jou multifokaal reg te gebruik, want as jy deur die verkeerde area gaan in jou multifokaal, gaan jy ook sukkel. So dit is baie belangrik om eers jou multifokaal te gebruik, byvoorbeeld by die huis, en dan rond te loop op 'n plat oppervlak, en seker te maak dat jy 2 of 3 minute van elke dag vat, en jy kyk op, wys jou oë waar om te kyk, wat is daai sweet spot vir jou in jou multifokaal, en as jy afkyk, kyk dan af en hou jou kop stil.
Want onthou, die nabykyk area is onder, dis net, jy kan hom nie sien nie. En die verkyk area is nog steeds bo, maar jy kan dit nie sien nie. So jy moet so half jou oë leer, watter plekkie in die lens stem ooreen vir jou unieke behoeftes. Want as hulle die goed bou, dan neem hulle aan, jy het 2 oë, jy kyk op 'n sekere afstand, en op 'n sekere hoek, maar ons almal is anderster, en veral as jy versiende is, jy het 'n hoë visuele vereiste, dan moet jy baie versigtig wees om rustig gewoon te raak aan jou multifokaal. En natuurlik, jy kan ook baie keer dalk 2 multifokale nodig kry. En vir dit gaan kyk my video oor die Minkowitz-wet, en dit gaan terug na distorsie toe. So die goue reël in die praktyk is, as jy enige distorsie het in jou oogbal, of dit nou jou ooglens is vir 'n katarakte, die oogjelly of die retina, of dalk miskien 'n makulêre degenerasie, as daar enige tipe distorsie in jou oogbal is, dan wil ons die distorsie hier voor by jou brillens, wil ons so min as moontlik maak. Want ek sê vir pasiënte, dis soos 'n verkyker of miskien 'n teleskoop, as een van daai lense mooi duidelik is, kom ons sê dit is nou jou oog, en jou brillens, jou multifokaal het 'n bietjie distorsie, dan is dit nie te moeilik om dit te aanvaar nie, die beeldvorming is nog steeds goed. Maar as jou oog nie lekker skoon is nie, en jou retina het 'n probleem, en daar's distorsie ergens in jou oog, om nou vir jou nog 'n ekstra brillens te gaan gee, wat ook distorsie veroorsaak, dan is dit soos 'n distorsie, maal distorsie, en uiteindelik dan sukkel jy kan nie lekker sien nie, jy vind jou visie party daar beter as ander dae, jy het hierdie eyeball awareness, dit voel heeltyd of jou bril jou irriteer, dit is 'n probleem daai. So maak die distorsie van jou bril se kant af die minimum, en jy kry spesiale multifokale, of jy kan die voorskrif daarvan verander, om uiteindelik dan 'n goeie beeldvorming te kry. Partykeer doen ons 'n multifokaal net vir buitegebruik, en dan byvoorbeeld net 'n leesvoorskrif vir binne gebruik, dat 'n pasiënt wat swak oë het, of net die een oog nie lekker werk nie, dat hy 'n groot veld het, want hoe groter ons die 2 velde kan maak wat saam kyk, as ons die 2 oë kan kry om lekker saam te kyk, en die 2 oë kan mooi saamwerk, dan verminder ons die totale distorsie wat in die oog ingaan, en dan is die pasiënte baie meer gelukkig met die visie.